En ek wil hê Landie moet by my kom staan. Asseblief Landie. Is ek ook besig met 'n woord wat ek baie jare terug gekry het en die Here vir my gegee het, 'n inspraak gegee het in my hart. Wat ek al gedeeld is oor bedien het, maar ek moet hom klaarmaak. Dis nou Sagaria 3, Zechariah chapter 3. Daar's soveel in daai skrifgedeelte wat voorkom. Laasweek het ek so 'n bietjie gepraat oor Openbaring. Ek was weer op pad soontoe. Want toe ek nou na die Sondagoggenddiens toe luister ek nou weer ook op YouTube. Toe loop ek 'n broeder daar rond wat honderde mense aanbehoort. Wat reken nou daai storie wat hulle daar onderteken het. 45 dae van nou af sal jy sien wat gebeur. Sal die vrees en die ellende oor hierdie wêreld kom. En dan sê hy daarby, dat die nuwe anti-kris, die anti-kris wat pas die kerk oorgevat het, is die AI. Nou die Here moet ons help. Want die TV het ook die mense oorgevat, dit was ook die duiwel. En die radio, toe my maale net draadloos gehad het, was dit ook die duiwel. Die anti-kris gewees, en die TV het hulle presies gemeet 666, en soveel vrees oor die wêreld bring. My vraag is altyd, kan ons nie net die Here Jesus vir mense gee nie? Is it not about Jesus? Is it about the devil and what he's going to do and what dit en dat? Maar die Here straf hom buitendien. Maar nou ja, toe sê ek nou weer daar, toe wou ek praat oor the doomsday deceivers. Maar toe besluit ek nie, ek gaan nou oor iets anders te praat. So ek kom nog, maar moenie worry nie. Moenie laat vrees jou hart bestraal nie, maar toe dink ek nou so aan jou droom wat jy gehad het, wat jy laasweek moes gebring het, is ek reg? Ja, maar nou kyk, dit is hoe dit werk, dit moet altyd die regte tyd wees. Nou vandag pas hy in. Kan jy hom nog onthou? Visioen wat jy gaan, nou okay, staan hierso, dan vertel jy vir Voice, wat het die Here vir jou gewys? Wat ek opmerk by jou, en wat ek baie waardeer, hoor, ek moet vir jou regtig sê, ek waardeer dit van jou. Jy lyk so, nê. Ja, maar wanneer die Here jou gebruik hier, om praat hy met jou. En ek is bewus daarvan, jy weet nou miskien nou nie, maar mense praat ook met my, want dan dink ons dat die pastoor weet niks nie. Hy weet alles. Nou hoor ek, hoe dat jy spesifiek iemand gebel het, op 'n tyd wat hulle dit die nodigste gehad het, en gesê het, jy weet nie, jy het hierdie woord by die Here gekry vir daai persoon. And that to me is special about you. So keep on pushing that, en dan kom die Here, dan gee jou so 'n visioen, soos wat hy jou nou gegee het vir Voice. So vertel ons daarvan. Ek was 2 weke terug, Madeleine, dinsdag op 'n woensdagoggend, so as die kinders in die huis is, dan net ek nou my stilte tyd met die Here. Ek lees nie altyd die Bybel, so ek sal so 'n chapter lees, en sit ek nou daar, en ek is baie pick op musiek. Ek moet die regte musiek hê, want ek wil intap, so nou moet ek eens soek te musiek. Want die worship songs wat ek kies, vat vir my na 'n ander dimensie toe. En nou sit ek, en nou wag ek vir die Here. So wat die Here met my doen is, hy vat vir my, en ons sit so op 'n, weet jy wat op 'n berg is, en dan kyk ons nou net so, nou begin hy praat met my, hy werk eens met myself. En die visioen wat ek gekry het van Voice is, die gebou, en die mure was, eers het ek gedink is goue paint, en toe sê die Here vir my, nee, dit is eintlik 'n goud, en dit was sulke lang tafels, en almal was aangetrek in wit, maar die atmosfeer was angelic, as ek so kan sê. Het was net, almal was net happy, het was net 'n lekker vibe, almal was net
gelukkig en almal het gemeng en daar was niks van ek kan nie beskryf nie, maar die Here het ook gesê almal tap nie in nie. Almal is mense wat hier sit wat hier intap hier is. Hulle sê dat was uit vir my gesê is mense wat hier sit deel is van wat nou daar gebeur hier, maar die soos ek sê die atmosfeer was amper soos kan ek sê was in die hemel. So 'n tipe van 'n atmosfeer en hoe kan ek sê die klere wat ons aangehad het soos 'n goue is wit maar soos 'n goue skynsel. En ja, toe tog ek gaan net vir Madeleine stuur van ek het nog nie verstaan hoekom dit is nie. Maar wat vir my uitgestaan het was die mure was eintlik 'n goud. Nie soos it was like real gold en daai was vir my en toe ek die mense se gesigte sien en net die happiness op almal se gesigte, daai was vir my net soos wow. So Amazing. Baie dankie dat jy dit met ons deel. Ons waardeer dit. Dit beteken vir ons baie. Ja, so is die Here besig in Voice. En is hy besig om te werk, al lyk dit nie altyd so nie, en al voel dit nie so nie, maar jy weet, baie keer gaan jy deur strome, voordat jy kom by dit wat die Here wil hê jy moet doen, want wat die Here doen is, hy sny maar die takkies af, en hy snoei ons, en hy werk met ons, en hy werk met ons persoonlik, deur ons hele lewe. En as in alle opsigte, en meeste van die tye weet jy self nie waar jy is nie, ek weet nie van jou nie, maar ek vra myself altyd die vraag, waar is ek? Want God werk mos nou in seisoene en God werk mos nou in prosesse met jou. En wanneer jy deur die proses gaan, dan is dit nie altyd lekker nie. Dit is nie maklik nie. Maar dan kom jy by 'n punt waar jy besef dat jy moet deur daai stroom gaan en ek het al baie daaroor gepraat. Jy kan nie in 'n nuwe deurbraak gaan van jou lewe as jy nie deur sekere dinge van jou persoonlike lewe gegaan het nie, waar die Here met jou werk nie, met ander woorde waar jou hart oopgemaak word, jou gedagtes oopgemaak word, en die Here jou wys hoe jy werklik lyk binnekant, want dit gaan maar oor jouself en hom, dit gaan nie oor iets anders nie, dit gaan nie oor kerk nie, kerk is daar genoeg van, en ons kan baie daaroor sê, en dan gaan dit oor jou persoonlike roeping, en dit gaan oor die pad wat die Here met jou loop, en hoe gehoorsaam jy is, want wat is vra die Here meer? Offerande, groter as offerande of gehoorsaamheid? Die Here vra jou gehoorsaamheid. Vra my gehoorsaamheid en dit is uiters belangrik. So ons waardeer dit wat sy gegee het en ek weet die Here is besig. En 'n mens vra die Here, waar is ons nou? Waar gaan ons nou? Wat ervaar ons en wat beleef ons? En ja, dit is nie die gebou nie. Die gebou spreek maar van julle, die atmosfeer vul. En dat die heerlikheid in ons moet wees en deur ons moet werk en dat ons hierso wanneer ons by mekaar kom een van hart en een van sin moet wees en dit is iets wat oor die afgelope paar jaar dikwels deurgekom het. Mense se harte is nie meer hier nie. Hulle harte is nie meer hier nie. So nou hulle deel nie die visie nie. Some say there's no vision. There is a vision. Because they haven't tapped into the vision and they don't understand the vision. En die ander ding is when you move into an apostolic anointing or presence, it's different than just normal church. And that was one of the great things that we had even when Jolene was here, when we started off in the ministry. It was more an apostolic ministry. People did not understand the worship. Hulle het nie die aanbidding verstaan nie. Hulle het gesit en kyk en wonder wat gaan aan. En hulle het nooit deelgeneem aan die vloei van die musiek nie. En dan baie keer kan jy ook nie die woord verstaan nie. En wat ek baie moes hoor oor die afgelope paar jaar moes ek hoor, mense weet nie wat jy sê nie. Ons verstaan nie wat jy sê nie. Ons weet nie waar jy is nie. Ons weet nie wat jy probeer vir ons sê nie. Now that is confusion of the enemy. And that is the things that we need to pray against and that we need to break through. But I'm trusting God for a great breakthrough in my own life, my personal life, and in the ministry for what He's doing. We're not always up to what people desire we must do, because we're not people pleasers. As ek een was wat mense behaag, dan sou dit vroeg in ons lewe gebeur het. Mense probeer jy met geld koop, mense probeer jy met posisie koop, mense probeer jou aanvat en vir jou sê, as jy nie dit doen nie, dan sal ons loop. Nou dan moet jy maar loop, dan moet jy maar loop. As jy gevrek is, dan is jy gevrek. As jy dink ek is gevrek, dan is ek gevrek.
Ek kan nie die Heilige Gees maak werk nie. God laat hom werk en mense se gebede maak hom werk. Jy kan nie die Heilige Gees manipuleer soos jy wil nie. Ons kan dit doen deur sekere goed te doen, maar dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie hou nie. And if you watched all over the world, you'll see, yes, things expand, things fast, but inside there's a virus. En môre sien jy nie, die pastoor het geskei, of hy het 'n ander vrou gevat, en dan is dit ook niks nie, en as hulle hoereer en hulle aangaan, dan is dit ook niks, dan gaan die kerk nog steeds aan, want hulle sê jy moet vergewe. Dit werk nie so in die kind van die Here. Ons moet in geregtigheid loop. En wanneer die Gees van die Here werk, en soos wat hy in Sagaria gewerk het, dan is dit vir ons duidelik in die woord wat ons al reeds gebring het, en waardeur ek gekom het met julle, en as ons kyk na Sagaria, en ons sien dat die eerste wat gebeur het in Sagaria, die 3de hoofstuk, is dat die Here gewys het hoe dat Joshua, die hoofpriester, hy het hom laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan. Elke keer wanneer ek en jy inkom, of dit hier is, of dit by my huis is, of dit in my binnekamer is, ek staan voor God. Elke keer wat ek in die voorhoewe van die hemel ingaan, het sy deur lofprysing, het sy deur gebed, of net 'n geroep, of in my daaglikse lewe waar ek omgaan, wat ek sê, wat ek doen, waar ek loop, hoe ek gaan, ek staan oop en bloot voor die engel van die Here. En dan moet ek verstaan ook dat daar's altyd, as jy eerlik en opreg is met jou lewe voor die Here, sal die vyand jou wil uithaal. Jy moet dit weet. As jy dink hy gaan jou net los, of hy gaan jou huis los, of jou finansies los, of jou gemeente los, of iets, dan maak jy die grootste fout van alle dinge. If once you get into that dimension where you start flowing into the presence of God, the enemy will attack you. But as he was standing there, and Satan standing at his right hand, the Lord spoke to Satan. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf. Nou daarin lê die sleutel, kind van die Here. Dat maak nie saak wat met jou en my gebeur nie. Wanneer daar 'n aanslag is teen jou lewe, sal die Here daai ding bestraf. As ek en jy oop en bloot voor die Here staan, sal God dit vir ons doen. Nou ons weet ook dat uit hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het en gevat het, waar hy sê dat hierdie een is uitgeruk soos 'n brandhout, is hy uit die vuur uitgeruk, dat Josua bekleed was met vuil klere, maar dat die engel van die Here opdrag gegee het dat daai vuil klere weggevat moet word. So we know that we stand in righteousness before God. We know that we flow with Him, so we know that we are snatched from the fire. We know that there's deliverance has come, so He has taken us into a dimension of deliverance. And if you know and I know that we are born again and blood washed, we know like a burning stick we've been pulled out, but we're not just being burnt out, we are being changed, and there's an exchange and a transformation and a cleaning of garments that has come into our lives. We are clothed with clean clothes, and then we are commissioned, which I spoke about last time. We are commissioned because of the dominion that has come, the authority that has come, the power that has come. En nou kom daar 'n standvastigheid by ons waar ons in die hemel begin rond beweeg. Bedoelende daarby wat hy in Efesiërs sê dat hy het ons uitverkies en hy het ons laat sit saam met Christus in hemelse plekke van waar ek en jy regeer. So ons regeer nie vanuit ons aardse posisie nie, ons regeer vanuit ons hemelse posisie. Daai posisie is die gesag en die autoriteit wat aan ons gegee is in Christus Jesus, sodat ons in hom kan wandel en in hom kan leef. Maar vandag wil ek kom stil staan by die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, waar hy praat daaroor, hy sê in vers 9, want kyk, die steen wat ek voor Josua neergelê het, op die een steen is daar 7 oë, wat spreek van die 7 geeste van God. Hy sê, ek het jou die reg gegee, om in hier te wandel tussen hierdie stene te wandel, en tussen hierdie lewende wesens ook te loop. En hy bedoel daarby ook, dat ek gee vir jou wat aan jou behoort. Ek gee aan jou my gees. En wat 'n wonderlike ervaring is dit om te weet, kind van die Here, dat die Heilige Gees in al die fasette van sy volheid en sy krag en sy heerlikheid aan jou en my gegee is, sodat ons hom mag geniet, in hom mag leef, deur hom mag leef,
in hom mag beweeg en voort mag gaan in my lewe, omdat ek 'n ondersteunende krag in my het, wat al hierdie 7 oë verteenwoordig, waarvan die woord van die Here praat. Hy sê, spreek die Here van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag wegneem. Nou ons weet dit gaan oor Israel, en ons weet dit gaan oor Juda, en ons weet dit gaan oor die Israeliete, waarin die Here die belofte gee, dat hy kom en hy bring 'n besoeking aan hulle, en as hy 'n besoeking aan hulle bring, sal hy op een dag hulle skuld wegneem. Ons weet ook dat hierdie skrifgedeelte verwys na die Jode aan die eindtyd. Want jy moet onthou, wanneer die Here Jesus terugkom met sy kerk, waarvan u die deel is, wat nie deel sal maak van al hierdie drek wat op die aarde gaan plaasvind nie, want u sal by hom wees, maar u sal saam met hom terugkom, en wanneer hy terugkom na sy volk toe, om die verbond wat hy opgeneem het met Israel, as gevolg van Abraham, Isak en Jakob wat hy gesluit het, wat hy ten syde gestel het, sodat die kerk gered kan word, waarvan Handelinge 13 jou vertel, waarvan Paulus die apostel geword het van die kerk van die Here Jesus, nie die ander 11 nie, die ander 11 is die apostels gewees, wat deel geword het van Israel. Daarom word hulle vergelyk met die stamme van Israel. Maar ons is nie uit die stamme van Israel uit nie. Ons is uit die Here Jesus gebore op grond van my geloof en my erkenning dat hy die seun van God is en dat hy vir my gesterf het en dat hy vir my aan die kruishout die prys betaal het, my gewas het met rein met sy bloed, met rein water sy woord en my bekleed met geregtigheid en my saam met hom laat sit het in hemelse plek om as 'n seun van God te regeer, saam met hom oor die nasies wat sal kom, maar dat hierdie verwys dat hy op een dag, wanneer hy kom, sal hy daai volk herstel en die verbond wat hy met hulle gemaak het, wat nou ten syde gestel is ter wille van jou en my. Wat 'n groot genade, dat die Here hulle eenkant gesit het en behoue laat bly het, tot op die dag van sy wederkoms, wanneer hy terugkom, om hulle te herstel, want hulle sal nog vir die nasies preek, soos wat julle vir die nasies moet preek. Maar, in een dag sal hy hulle skuld van hulle wegneem, die feit dat hulle hom verwerp het as die Messias, die feit dat hulle hom gekruisig het, die feit dat hulle nie in hom geglo het, terwyl hulle in hierdie tyd die geleentheid gehad het om hom te glo nie. Daar is Jode wat wel inkom op grond van hulle geloof in Christus, maar as die wat nie inkom nie. Maar hierdie gebeur op daai dag, sal hy hulle in een dag hulle skuld wegwas. En dan sê hy, in die dag, nie net in daai dag nie, maar in die dag, want die woord praat ten alle tye met ons almal. Dit is goed vir ons almal vir teregwysing en onderwysing. So ons pas die woord kan hom toepas op ons, sê hy, in die dag spreek die Here van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi. Julle sal mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Want hy praat met Israel oor die wingerdstok en oor die vyeboom. So ek wil nou nie daarop gaan nie. Ek wil fokus op die woord vandag en dit wat die Here vir my en vir jou het hier binne in die kerk, binne in sy liggaam. In that day, each of you will invite your neighbor to sit under your vine and fig tree, declares the Lord. I want you to focus for one moment that walking in the Spirit, which this portion is about, it's about walking, Joshua, walking in the power and the authority of God. Whenever the church is saved, the church is born again and washed by the blood, if the church is filled with the power of the Holy Spirit, it is our prerogative to walk under the anointing of the Holy Spirit. It is our relationship that expands our commission and that brings us into a place of fellowship which the Lord is guiding us into. He leads us into divine fellowship. That's what walking in the Spirit does. Through this service, you could hear as the flow came through the Spirit and the songs that came and the vision and all this. God wants us to have a relationship with Him, in fellowship with Him at all times. Because in fellowship there's peace. In fellowship there is fruitfulness. In fellowship there is an invitation of constant community with the Holy Spirit under the covering of God's presence. And that's what it means to walk in the Spirit of God. Daar's 'n gedurende, totale bewustheid van God se teenwoordigheid. Hier in hierdie gedeelte, na die reiniging, na die bekleding, na die sending,
kom die Gees van die Here en hy trek Josua binne in 'n plek in van gemeenskap. This is the ultimate goal of working for God. This is the ultimate goal of walking in the Spirit. This is the place where the Holy Spirit dwells within our hearts in peace, and there's love, and to extend that peace to other people. Dis waar die Heilige Gees die liggaam begin bou. Want die priester is nie meer in die voorhowe nie. He's not standing in the courts being accused by the enemy. The Lord rebuked the enemy. So the position changes. The position takes you from the place of accusation to the place of freedom, from the place of being confused to the place of being free in your mind, knowing that I know that I am allowed to sit under the vine, and the vine is the type where the Holy Spirit leads the power and the anointing. Wanneer jy by die druiweoes sit, soos die druiwe vandag uitgebeeld is en die nagmaal gebruik is, en jy drink die wyn. Wyn spreek van vreugde, spreek van die oorvloed van die Heilige Gees. En wanneer die Gees van die Here sê, in een dag sal ek jou skuld van jou wegneem, dan bedoel die Here vir jou, in een oomblik verander hy my en jou lewe, en hy stap in en hy omskep dit. Nou ek gee nie om hoe lank ek en jy op die pad is nie, of ek 30 of 40 of 50 of 60 jaar die Here dien. Dit sê nie ek sit onder die wingerd nie. Dit sê nie ek geniet die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Dit sê ek kan 'n kerkganger wees, ek kan 'n woordleser wees, ek kan 'n sanger wees, ek kan 'n aanbidder wees, ek kan alles wees, maar dit beteken nie dat ek daai intieme verhouding het met die Heilige Gees, waar die Heilige Gees wyn deur my hele lewe gaan nie. En dit is waar die woord van die Here ons begin intrek. So the Spirit doesn't just prepare for service. He restores you for fellowship. Dit gaan nie net hier dat Josua moet diens doen in die teenwoordigheid van die Here. As hoëpriester moet hy diens doen nie. Dit gaan nie net daaroor dat ek en jy gered is, dat ons nou moet diens doen as priesters van ons God en aanbid vanuit ons woord uit nie. Daar lê baie dieper dinge in my en jou geestelike verhouding met die Here, wat maak dat ons in vrede by God is gedurig deur. What is the most important thing for you and myself nowadays? How much time do I spend, as we've heard through this service, just taking time and sitting at the feet of Jesus and allowing Him to speak to me in what I need? But I spend so much time about what people are saying and what they are going through and what they are experiencing and their opinions about the Word and all these things, that it mingles my mind with the most devastating things that I can ever think about. And so I get confused and I lose the vision. People talk about the vision. If there is no vision, then you're going down. Which vision do you want? I only know of one vision. It's the vision of Jesus Christ. I said it last week. And if it's the revelation, you need a revelation of Jesus Christ. You don't need a revelation of what the church is doing. Jy het nie nodig om nou 10 punte te hê oor hoeveel evangelisasie en hoeveel dit en hoeveel dat en wat ons doen en wat ons aanbied en wat ons gee en hoe ons jou opgewonde maak nie. Jy het nie daai visie nodig nie. I will tell you the truth of the fact is, and the fact is that if you love the Lord Jesus and you see Him face to face, there will be nothing that will be able to disturb you in your daily life. Nothing. Net tyd met hom spandeer. This is a prophetic symbolism. The branch and the stone starts there. I'm going to bring my servant the branch. Luister mooi. Voice. Ek dink wat ons gemis het is Jesus. Ons het so bewus geraak van onsself. Wat hierdie ene doen, wat hierdie een sê, sy ongelukkigheid, en dan het ek dit my laat besoedel, en dan is ek naand so de mekaar. Ek het my hele visie verloor. Ek het my hele gesig verloor. Dit wat my oorspronklik, en ek praat so baie daaroor, in my lewe getrek het, wat was dit wat jou gevang het daai eerste dag?
Hoe dikwels, jy weet, as ek teruggaan en ek dink so baie en ek dink net aan my eie verhouding met my vrou en al die goed, dis raak ek so gewoond aan haar en het ek so lank saam met haar gegroei dat sy niks meer vir my beteken nie. Is dit so? Is dit wat met mense gebeur? Of word die vrou vir my nog mooier en mooier en mooier en kan ek elke dag vir haar sê, as ek wakker word en ek sien jou en ek kyk na jou en sê ek jy is beeldskoon, jy steel my hart soos daai eerste dag en nog meer, want nou het ek jou leer ken vir wie jy is. How do I love this woman? How do I tell her that I love her every single day of my life more and more and more? And the longer I live with her, the more I want to love her and love her for who she is. That's what Jesus is. Kan ek vergeet? Kan ek vergeet daai eerste dag toe hy met my praat, in my godsdienstige patrone en my Pinkster agtergrond, maar so goddeloos as kan kom? Wil nie sê omdat ek in tale praat of ek dit is dat ek so rein is nie, of ek uit 'n Pinksterhuis uitkom dat ek gered is nie. Nee, ek's goddeloos gewees. Maar sal ek ooit daai stem vergeet toe hy die eerste dag met my gepraat het? Ja, baie preke soos ons baie hoor. Baie preke, baie woord, baie dit, baie Bybel, baie teksverse, baie skriffies, baie dit. Geen invloed nie. Maar daai een keer wat daai stem met jou gepraat het en gesê ek roep jou. You will not forget that voice. You will not forget that moment when he stepped into your life. That branch is Christ. Julle weet waarvan ek praat. Jy is so honger na God. Jy lê maar net. Jy het niks om te sê nie. Niks om te bid nie. Jy is so verward. Jy is so die mekaar. Jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Jy weet nie hoe, Here, hoe moet ek nou maak? Here, hoe moet ek nou hierdie situasie hanteer? Here, hoe moet ek nou dit hanteer? En jy lê maar net daarso. Jy weet waarvan ek praat. En skielik sit jy maar net, soos hy nou gesê het, sit jy 'n song op. 'n Song wat ander nie jy speel beteken op baie oomblik dalk nie. En jy lees so in jou beswyming en skielik kom jy agter maar hier is iets binne. Wat jou wese bevat, die woorde wat jy hoor, vat jou wese. En jou wese begin in daai skok fase, wil ek dit noem, ingaan, waar jy net opbreek en die stukke van jou lewe uitmekaar uitval, want die Heilige Gees vat oor binnekant, en jy begin chunk, en jy chunk jou hart uit, en jy chunk, maar jy weet nie hoekom jy chunk nie, ek praat nie van huil nie, ek praat van chunk, en jy chunk jou wakker. Then you realize there's a growing life of God within you. There's something happening inside of you that's so desperate. Thank you. Daar's iets wat so desperaat is binne in jou, dat jy nie nou anders te kan nie. Jy moet nou net laat los. Dis wanneer hierdie gebeure in jou plaasvind, wanneer die takkie sy groeiproses verder in jou aan die gang sit, dan weet jy, the branch is growing new life in me. Something's busy happening within my bones. Something's busy happening in my mind. Daai takkie is besig om sy lewe in my verder uit te stoot. En iets is besig om my te gebeur. En skielik begin daai 7 oë van daai stene wat daar is, die 7 geeste van God, wat die perfekte visioen is van die Heilige Gees, the perfect picture of the Holy Spirit, the sevenfold Spirit as it is given in Isaiah 11,
Chapter 2, die gees van die Here kom op jou, en wanneer die gees van die Here op jou kom, dan kom daai 7 geeste, dan werk die geeste binne in jou wese, en dan raak jy nie meer bewus van wat mense gesê het nie, jy raak nie meer bewus van jou ellende nie, jy raak nie bewus van jou tekortkominge nie, jy raak nie bewus van alles wat jy dink jy verkeerd gedoen het nie, jy raak bewus van 'n heerlikheid van die hemel, wat jou lewe vul van die Here, en dit is om in die gees van die Here te wandel, en dis waar die Heilige Gees ons intrek. The Spirit of Christ is both the root of the vine and the fruit. He's the root and the fruit, the root and the fruit, the sevenfold Spirit, and He grows within you and builds upon John 15:5, where He says, I am the vine and you are the branches, and all of a sudden this branch starts growing, but you cannot grow your branch without being. Sonder om ingeënt te wees in die wynstok in nie. Hy sê ek het julle ingeënt, jy het nie eens jouself daarin gesit nie. Wanneer hulle druiwe, die beste druiwe kweek, dan vat hulle altyd die wynstok, en dan sit hulle 'n loot daarin, plant hulle 'n loot daarin, en dan kom daar goeie druiwe uit. 1 Petrus 2:5 sê, you are living stones being built into a spiritual house. Is dit hierdie 7 oë? Is dit hierdie stene wat verteenwoordig is van die Heilige Gees? Is dit een van daai stene of 2 of 3 of 4 of 5 wat jy gesien het in sy teenwoordigheid wat nou in jou inwerk om jou 'n lewende steen te maak? Is dit sy geregtigheid? Is dit sy vrede? Is dit sy oorwinning? Is dit sy triomf? Is dit sy wysheid? Is dit sy insig wat besig is om in jou te groei, sodat jy hierdie steen kan word in boys wat ingebou word, nie om gesien te word as Piet of Jan of Klaas nie, maar om gesien te word as verteenwoordigend van die Seun van die lewende God, dat jy weerspieël die Heilige Gees. Here help ons. Here help ons. Here, ek wil nie net 'n prediker wees nie. Here, ek wil nie net iemand wees wat die woord deel nie. I want to be somebody that reflects Christ. Vir ons voice wil jy die visie hê. Vir ons voice is Christus eerste voor al die ander goed. Hoor my. If I have to choose on anything in this world, I would choose Him first. Ask me the vision of voice. The vision of voice is Christ first. The one who transforms, changes, renews, adds, takes away. Don't think He doesn't take away. He takes away those that He doesn't want anymore, or that He's moving to another level. It's fine. It's not easy. It's pain. It's pain. So much pain. God knows so much pain. But to bear fruit, you have to go through that pain, no matter what it is. Cry your cry. Weep your weep. It's not easy to come into the presence of God. You are living stones built into a spiritual house, not into a natural thing. The revelation is that the Holy Spirit connects you to the branch. And once He connects you to the branch, Jesus Christ, He starts building upon that stone. He takes that branch and He builds it on that stone. So walking in the Spirit is not striving to bear fruit. It's abiding in the vine. And I want to call voice to abide in the vine. Stay in Jesus Christ. Bly in Hom. As jy al die ander goed los, bly net in Hom. Spandeer jou tyd met Hom en praat met Hom en laat toe dat Hy met jou praat.
Partykeer raak ek, my kop raak so de mekaar, dat ek nie weet of ek herwaarts of derwaarts is oor waar mense dit goed kry en sê, en wat hulle doen, en waarom hulle dit, en waarom dit nie. En dan het ek 10.000 vrae wat ek wil vra, maar hoe kry jy daar? Hoe kom jy daar? Hoe kry jy daai gedagte? Wat laat jou dit dink? Wat laat jou dit beleef? Wat laat jou dit gaan? Maar dan kom ek elke keer net terug. Somewhere we've lost the vision. Somewhere I've lost the relationship that I have with Jesus. At the end of the day, I don't need to answer you. You don't need to answer me. You don't need to respond to me. I don't need to respond to you. I only have one that I have to answer. I will only stand before one. I will not stand before any man. I will not stand before any man on Judgment Day. When I go stand before the throne, I will not stand there en ek sal nie jou verteenwoordig nie. Ek sal my eie lewe verteenwoordig oor hoe gehoorsaam ek is aan dit wat die Here vir my gesê het om te doen. Hoe gehoorsaam is ons? The point is, he says he will remove sin in one day. Jy weet, wanneer God instap, dan vat hy goed weg van jou en van my in een oomblik. Ek gee nie om hoe ons voel nie en wat ons voel nie. This point, prophetically we know to Calvary, toe hy op Golgotha ook ons sonde in een dag weggeneem het, en ook van die volk Israel, as hulle hom gesien het as die lam van God, het hy met een oomblik as die lam hulle sonde weggevat. But experientially, it's the day when the Holy Spirit writes forgiveness upon your heart and cleanses your conscience. Prophetically, it speaks of that day. Hebrews 9:14 says, how much more shall the blood of Christ, not the blood of an animal, not the blood of a church, not the blood of a preacher, not the blood of a family member, not the blood of anything else, not the blood of an animal, how much more shall the blood of Jesus cleanse your conscience from dead works to serve the living God. God moet ons gewete was. God moet ons gewete was. Here, was my gewete. Ai. Second Corinthians 5:21 makes the statement, he who knew no sin became sin for me, that I might become the righteousness of God. Hy moes sonde word sodat ek en jy geregtigheid kon word. The Spirit doesn't just wash the land, it also restores its purpose. Ek wil vir Voice vanmôre sê, net kom was hy julle nie. Net kom was hy hierdie plek nie. Maar hy het 3 keer gesê, ek sal hierdie plek 100% herstel, en ek moet hom glo, al is dit vir my hoe hard, en al is dit vir my partykeer so moeilik, en te sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoeveel nog, Here? Maar ek staan daarop, U het gesê, en dan sal dit wees voor ek my asem uitblaas. Dankie vir U woord. Hoe lank nog voor die Here jou herstel? Hoe lank nog voor die Here vir jou daai deurbraak gaan gee waarop jy wag? Hoeveel jaar soek jy daarna? Hoeveel jaar wag jy op daai profetiese woord wat God jou gegee het? Moenie vir my sê, jy doen dit nie, want jy doen dit, jy roep dit, en partykeer word jy so moeg dat jy kan sit sommer en sê, ek glo dit nie meer nie, ek wil dit nie meer hoor nie, ek wil nie meer daarmee saamgaan nie. Nou kom hy weer terug, dan sê hy hieronder, hier by hierdie druiwe, tros sal ek jou laat drink, oorwinning op oorwinning. En hoeveel getuienis is daar van gebede wat beantwoord is? Ek en jy is ander mense se beantwoorde gebede. Die feit dat jy gered is,
Die feit dat jy deurgebreek het, is gebed, niks anders nie. Daarom boys moet ons weer daar kom waar ons die Here soek en bid. And when we are cleansed, the ground of your destiny becomes fertile again. Once again, the vine and the fig tree is the place of fellowship and fruitfulness. And each of you will invite your neighbor to sit, says the word of God, under your vine and your fig tree. Did you hear that? It is to invite people to the place that you are so full of the Spirit because your walk in the Spirit is so full of God that people come and sit by your feet to experience His presence, His wisdom, His knowledge, His understanding. Mag het gebeur, voice, dat wanneer ons hier by mekaar kom, ons nie by mekaar kom om net hier te kom nie. Ons hier by mekaar kom is om by mekaar te hoor, wat het jy van die Here, en wat het jy van die Here, en wat het jy van die Here, en dat ons mekaar sal stig, want dit is waaroor dit gaan. The vine represents the joy in your life, the life in your life, and the communion that you have with the Holy Spirit. The fig tree represents the peace, and the prosperity, and the maturity, and the Spirit-filled life, both fruit-bearing and peace sharing. Like Micah chapter 4 verse 4 says, everyone will sit under their vine and fig tree, and no one will make them afraid. Ek hou daarvan. Dis nou in Micha, haal hy presies uit wat hy hierso in Sagaria sê. Daar is 2 bevestigings. Dat die Here sê, hy wat, daar sal 'n dag kom wanneer hulle by jou sal kom sit. Ag kind van die Here, is daai nie die honger wat ek en jy in ons binneste het, dat ons so vol is van die Here, dat mense net by ons wil kom kuier of by ons kom sit, dat hulle kan hoor wat sê die Here, en as my mond oopgaan, dat ek nie praat oor al die verkeerde goed van hierdie wêreld nie, maar eerder getuig van die goedheid en die guns van die Here wat oor ons is, dat as hulle van ons wegloop, dat hulle sê ons het vrug gekry, ons is versadig, ons is gevoed, dat my huis 'n plek is van hierdie volheid wat ons geniet. Dis waar die Gees van die Here ons wil hê, soos Galasiërs 5:22 sê, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, thanksgiving, goodness, faithfulness. Is dit nie wat die Here wil by ons hê nie? En dis hier waar die woord van die Here kom sê, dat dan wanneer die Gees van God by ons is en ons daardeur loop, dan sal ons word daardie wat ander verkoop. You will nourish people. You will comfort people under your presence, Lord, and in your presence and in your anointing. We become comforters, not gossipers. It's something that has saddened this ministry, the gossiping. Somebody's story that influenced somebody else, then influences their mind. Then this one talks to that one, and that one to that one. And then they all have the same, tell me the same old story. Every time when somebody tells me something or they want to leave, I can tell you how they're going to do it. They're going to do it with a WhatsApp. And after the WhatsApp, in the WhatsApp, they're going to tell me the same old story. How much they love me and how much they love this place and how much they this and how much they that. They'll tell you the same old story and they're not planning to do this or not going with that one or not going with that one. But as you see in life, it just goes that way. Tell me the old story of lies. More people tell lies than truth. But it's okay. We will not go with the lies. We know the truth. And when you know the truth, you live by the truth. And when you live by the truth, the lie will never live with you. It will rather go. And it's better that it goes. Leuns moet uit. En al wil jy 100 maal vir hom sê, jy lieg, kan jy dit nie sê en jy los dit vir die Here. Tell me the old story. Die was dit die positiewe insing van Jesus. Nee? Revelation, when you walk in the Spirit, your life becomes a shade for others. People rest, comfort, and are nourished under your presence.
Dink aan Nathaniel. Soos Nathaniel. Nathaniel was sitting under the fig tree. When what? Jesus called him. He was in the right place. Hy was onder die vyeboom toe Jesus hom geroep het. In Johannes 1:48. Symbolizing the place of quiet revelation. Listen to this, child. Kind van die Here, luister hierna. In die stille bedinking van sy woord, onder die skaduwee van sy vleuels, daar sit hy. Ek het 'n song wat ek vir julle wil speel. En ek wil hê jy moet hoor wat sê hierdie song. And I just want you to sit under the same anointing as Landi said she sits when she hears a song. This is a song that while I was meditating the word that I was ministering on this morning, this song spoke to me, and I know it will speak to you. Thank you. Listen. Shut your eyes. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. Yeah. Caught up in this holy moment.
Just let your heart cry out to him right now. I just want you, yeah. Nothing else. Come on. Nothing else. Nothing else will do. Jesus, I just want you, hey. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nothing else. Nothing else. We just want you. We just want you. Yeah, yeah. Take it all. Take it all. Take it all. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can take it all. You can take it all. You can take it all. Give me Jesus. Give me Jesus. Everything this world has to offer. You can take it all. Give me Jesus. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Jesus. Yeah, yeah. Yeah, yeah. You can take it all. You can take it all. Everything this world has to offer. Give me Jesus. Give me Jesus. You can take it all. You can take it all. Give me Jesus. Give me Jesus. Boys, I invite you to sit under the vine and the fig tree as a prophetic act of rest in His presence. Wil jy nie net in hierdie week tyd maak vir God nie? Wil jy dan nie met jou 5 minute of jou 10 minute net alles afsit en alles los? Aanvanklik hoef jy niks te sê nie. Nie net sit en wag tot hy met jou praat nie. Ons het die Here nodig. Boys, ons het nie iets anders nodig nie. Dis hy en hy alleen wat ons gaan deurkry. And if we focus on anything else, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar hoor my in hierdie einde van hierdie jaar, hoe moeilik jou lewe ook al mag wees, in jou omstandighede, jy gaan by sy voete moet uitkom. Ek en jy gaan by sy voete moet uitkom. En ons visie weer regkry. Baie van ons het hierdie jaar gegaan vir ons oë om beter te kan sien. En na so 'n operasie sien baie van julle baie beter. Julle getuienis. Ek dink ons het 'n geestelike operasie nodig. Elke een van ons.
Niemand uitgesluit nie. Daar's te veel goed wat ons oë op vestig. Wat ons aandag van die Here aftrek. En hoe weet ek dit? Waar mense vir my begin sê, hy het 'n probleem, hy het 'n probleem, hy het 'n probleem, hy het 'n dit, hy verstaan nie dit nie, hy verstaan nie dat nie, hy verstaan nie dit nie. Hy gaan saam met ongeregtigheid, saam met dit, saam met leuns, saam met, dan sê ek, dis fout, ek het my visie verloor. God help ons. Vader, ek bid vir elke een wat vanmôre hier is en vir hulle wat nie is nie. Dat hulle onder die wynstok sal kom. En dat hulle op die klip sal sit. En gebou word. As lewende, heilige stene vir ons God. Bid dat U hulle seën. Bid Here dat U hand op hulle rus. Bid Here dat waar hulle gaan in die week,